Wel, vir my was dit gewees persoonlik. 2017 het ek 'n nie-operasie gehad en hulle het my te veel narkose gegee en my lewer het skade gelei as gevolg van dit. 2018 het ek iemand ontmoet wat vir my cannabispille gegee en gesê probeer dit, dit sal die lewer regenerate. Dit was 2,5 maande later en my lewer was geregenerate en my GGD-telling was weer afgewees. So van daar af het ek gesien dat daar 'n potensiaal is in medisinale cannabis. Nie net van 'n recreational oogpunt af, maar van 'n medisinale kant waar ons mense se lewens kan begin verander. En dit is waar in 2019 met die social clubs begin het en van daar af gesien dat in Suid-Afrika die landscape basies geskuif het na die wettige kant toe rondom die medisinale kant. So dit is gegaan vir die lisensiering en obviously van daar af is dit Alpha Plant gekoop in 2024 begin hier, 2025 het ons hom gekoop. Dis waar 5 begin het. So wat ons diferensieer is die biotech wat ons het. Die aspek waar ons hoër yields kan kry, hoër cannabinoids kan kry in die cannabis, beter kan groei teen 'n laer koste en dit is wat ons diferensieer want as jy gaan kyk in die internasionale mark, is dit 'n bekleierery op hierdie stadium vir wie kan die goedkoopste produk lewer op 'n hoë kwaliteit, maar dit gaan oor volume. Wat die grootste nadeel is in Suid-Afrika is meeste van die fasiliteite in Suid-Afrika kan nie genoeg produksie lewer om te compete op internasionale vlak nie. As jy gaan kyk na Kanada hardloop seker van die grootste cannabis in die wêreld en die goedkoopste, maar hulle word gesubsidieer deur hulle government. So daar's vir hulle 'n voordeel om laag in te kom. Ons gebruik hier Afrika Son om ons competitive advantage te hê saam met die resonance. So dit is waar die verskil in kom. Tans is almal jaag EU GMP. Dis die Europese standaard. En almal wil 'n fasiliteit kry op daai vlak. Dit kos verskriklik baie om dit daar te kry en daar te hou. So die korttermyn goal is om EU GMP te doen en dan die langtermyn goal is om nie net Suid-Afrika nie, maar Afrika markte te ontsluit. So ons passie lê meer om mense te uplift, access te gee na lisensies toe en offtakes en om 'n kans te kry om cannabis te groei. En dit is hoekom ons besig is met 'n projek saam met die Khoisan waar ons vir hulle kan tunnel gee, hulle educate. So saam met die Cannabis Institute het ons 'n paar verskillende kursusse ontwikkel wat uniek is tot die cannabis industrie wat geakkrediteer is onder AgriSeta en TCQO. En om dan mense 'n learnership te kan gee en te sê luister hier, so kom werk in cannabis, maar die hele chain, nie net van die agricultural kant af waar jy kan groei nie, maar ook deur die manufacturing kant tot by die retail kant. Wel, ek dink die grootste ding in medisinale cannabis is elke oes presies dieselfde te lewer. En so ons het begin by ons moederblok. So al ons moederplante wat ons hou, word steggies van gesny sodat jy elke slag kan replicate wat jy doen. Die probleem is met saad is jy kry verskillende phenos in jou saad, so dit kan dieselfde saad wees, maar hy kan verskillend groei en verskillend lyk. En omdat jy uniformigheid soek deur jou oes, groei ons van die moeder af, sny die steggies word dan gegroei tot op 2 tot 3 weke toe nadat hulle wortels gewys het en dan gaan hulle in die blomproses en die blomproses is tipies tussen 7 en 9 weke en dan van daar af word dit geoes, dan word dit bulkproses, van bulkprocessing af as dit beteken dit word gedroog, getrim, verpak in kilogram sakke en dan van daar af gaan dit na 'n GMP fasiliteit wat Good Manufacturing Practices is waar dit micropackage in 5 of 10 gramme en dan word dit so uitgevoer. Wat ons hier geskik maak is ons het son. Ons het meeste van die tyd het ons nie probleem met hoë humiditeit nie. Behalwe in die winter wat ons bietjie dan hoë humiditeit het, maar reg deur die jaar kan jy groei met die tonnels. So dit is hoekom ons die climate control tonnels het waar ons die humiditeit kan beheer, die klimaat kan beheer, die lig kan beheer, want 'n cannabis plant word gemanipuleer om te groei volgens sy ligsiklus. So as hy minder as 12 ure lig kry, dan blom hy en as hy meer as dit kry, dan groei hy net. So dis hoekom ons die blackout in die tonnels het waar ons hom dan kan manipuleer om te sê, daar's jy 12 ure vir die dag, ons skakel jou af, ons sit jou af en maak dit donker en dan weer maak ons oop om te groei. So ons het ons eie strains wat in hierdie klimaat gekweek is en seker gemaak word dit groei die beste in hierdie klimaat. Dan obviously het ons 'n hele IPM wat jou mold, jou siektes, jou verhoeding van enige siektes of pestes doen. En ons het ons fertilizer program wat gespesialiseerd is vir cannabis in die verskillende groeistadiums. So obviously ons gebruik Haifa wat Israel's maatskappy is wat die cannabis fertilizers maak.
En dan ook, obviously in die tunnels het ons van die dehumidifiers tot die gas wat ons in die winter hardloop om het warmer te maak, in die somer hardloop ons wetpools, ons hardloop fans om het kouer te maak, ons het die blackouts in om die lig te beheer, en dan het ons die resonance ligte nou obviously om die groei te bevorder. So jou exportmark is gewoonlik of bulk, wat jy onder 'n gewone Section 22C license kan doen, wat 'n cultivation license is van SAPRA. As jy wil micropackage met jy micropackage lisensie onder GMP, so dit is 'n verskillende lisensie waar jy dan kan gaan en dit kan in kleiner hoeveelhede verpak. So van ons uitvoerders soek dit in bulk en van ons uitvoerders soek dit in 'n 10 gram tab wat ons dit in pak vir hulle. En dan het jy die ander opsie daarvan is dan obviously die further processing van die cannabis. Dit sal wees jou olies wat gemaak word, jou tinctures, jou gummies, jou pre-rolls ensovoorts. So dan is daar daai deel van die mark vir die further processed goods en dan ook jou vapes en verskillende vorms van dosing. En dan ook vir die local mark gaan dit van 22C af na GMP toe vir micropackaging. Vir micropackaging gaan dit uit dan na die apteek toe. En dan word daar 'n Section 21 gedoen, so jou pasiënt sal 'n dokter sien. Die dokter sal vir hom cannabis voorskryf. Hy sal 'n voorskrif kry. Die voorskrif word dan gesubmit na SAPRA toe en dan word dit of goedgekeur of afgekeur. As dit goedgekeur word, dan kan mense deur die apteek vir hulle dan cannabis dispense. So dit is vir die local mark. Dit is 'n stadige proses. Die lisensiering vat tyd. Ongelukkig met SAPRA werk dit so jy moet eers jou fasiliteite bou op standaarde, die mense aangestel en dan kan jy eers aansoek doen vir jou lisensie. So dit vat nou maar lank, maar ek dink as jy reg beplan en baie passievol is rondom dit en seker maak dat jy optimaal kan groei en kan meer as net op bulk produce. Dit is waar jou niche mark lê.